Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgende se koerantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Môre dame, hoe gaan dit? Nee, dit gaan lekker hier en hier. Lekker, Nee, lekker. goed. Hoor, het jy allergies? Daar is goed waarvoor ek allergies is, ja. Wel, okay, dankie. Dis baie insiggewend ook geweest. Soos mense wat nie hulle flikkers gebruik nie. Alala. Ek het gister 'n insident Daai ding met langs iemand. kant. Ja, ja. Gebruik hom. Venster afdraai sê, "Gee jou flikkerlig, hy's gebreek." Hy werk nie. Nee, ek is baie gelukkig. Ek kan enigiets eet, soos ons kan sien. Enigiets drink. Maar ek weet dat wat maak jou kwaad. So lekker. Christel, hoeveel geld spandeer die regering op hierdie protesaksie die 30ste Junie? Baie geld. Ja, so ons praat van die 30 Junie sperdatum. Dit is nou wanneer buitelanders veronderstel is om uit die land te wees. Die polisie voel vir my in hierdie stadium beter voorberei as byvoorbeeld die Julie 2021 onluste. So wat die polisieminister sê is ons spandeer, dit kos die land en dis ons R600 miljoen in hierdie stadium om voor te berei vir enige gebeurlikheid in aanloop tot en dan nou 30 Junie waarskynlik 'n bietjie later. Dit is verskriklik baie geld. As jy terugdink aan die Julie onrus, was die geraamde koste vir die ekonomie was omtrent 50 miljard gewees. So jy moet dalk nou die som doen en sê 600 miljoen teenoor 50 miljard. Die probleem hier is dis hulpbronne wat weggevat word ergens anders. Dis 600 miljoen rand wat op 'n ander plek gebruik word. Ons is besig om polisiestasies te bou. Ons doen sigbare polisieering, ons doen DNS-toetse. En dis geld wat herlei moet word. Ergens anders een. So wat die minister sê is onthou voordat jy enigiets doen voor of op 30 Junie of daarna. Hierdie het 'n implikasie. Behalwe vir lewensverlies wat uiteraard die hoogste koste is, raak dit gemeenskappe direk. Dis ons geld, dis belastingbetalers. Suid-Afrikaners kry reeds swaar en nou moet ons 'n enorme bedrag geld spandeer om voor te berei vir mense wat dreig met wet in hulle eie hande te neem. En dis nie noodwendig net 600 miljoen nie. Daar gaan miljoene verlore gaan as gevolg van besighede wat se werkers nie daar is nie, besighede wat nie kan besigheid doen nie, wat deure moet toemaak, mense wat daar's die potensiaal vir plundering en dies meer. So hierdie kan ons baie meer kos, maar nou moet mense ook sê, dit is die negatiewe elemente, wat die positiewe aspek daarvan is dat 'n mens dalk die vermoë het of die geleentheid het om demokraties protes aan te teken oor iets wat jou na in die hart lê, of dit nou jou persoonlik is of nie, maar die persone wat dit pla, het hulle demokratiese reg. 100%. Kyk, ons het 'n lang geskiedenis van protes en betogings en dis iets wat deel is van ons samelewing. Ons is heeltemal gewoond aan iemand wat dans met 'n plakkaat. Dis nie vir ons vreemd nie. Dis nie aanvaarbaar, misdadigheid is nie aanvaarbaar nie. Dis wat die minister ook sê. Is dit jou reg om te betoog word beskerm? Dis jou reg. Jy mag. Maar jy mag nie plunder en steel en doodslaan. Dis eenvoudig nie aanvaarbaar nie. Maak nie saak hoe kwaad jy vir wie is nie. Ja. En dis wat ons as gewone wetsgehoorsame Suid-Afrikaners die streep moet trek. Dis baie moeilik. As jy 'n wetsgehoorsame burger is en jy beland in 'n skare wat opgerei is, jy weet, hulle is daai crowd effek is massa hysterie. Mense doen goed in 'n skare wat hulle nooit op hulle eie sou doen nie, nooit nie. En dit is die gevaar. Jy weet, jy het net een nodig wat se kop omlos en die res is soos 'n trop skape agterna. Ja. En dit mag nie gebeur nie. Ordentlike Suid-Afrikaners gaan hier met kop hou. Maar jy is heeltemal reg, die rimpeluitwerkings baie meer as net hierdie bedrag. Dit is korrek. Behalwe dit is scary. Ja, en ek dink as jy 'n immigrant is in Suid-Afrika, 'n wettige immigrant met 'n werk en wat 'n bydrae lewer in die samelewing, selfs dan is daar 'n ontsettende hoeveelheid vrees vir jou op daardie dag. Maar mense het baie kommer, baie vra wie mag werk. Weet, mense dink as jy met 'n paspoort hierdie grens gekom het, mag jy werk. Dis eenvoudig nie so nie. So ons het 'n groot probleem wat ons gaan dit nie voor 30 Junie oplos nie. Nee. Maar ons gaan dit met bestuur. Ons kan praat oor waar die probleem begin het en waar die probleem beheer moes gewees het, maar dit is nie nou ter sprake nie. Wat wel ter sprake is politieke geweld. Ek het nog gedog mense sou dit met Landboukommissie aangespreek het. Politieke geweld. Ja, wel die betrokkenheid. Ek dink die Madlanga kommissie het net vir ons gewys hoe groot die blikworms is. Ek dink nie ons het in hierdie stadium enige iets. Ek dink ons is nie eens naby
die einde van hoe verrot stelsels geword het nie. Hierdie is baie sleg. Ons is op pad na 'n plaaslike regeringsverkiesing en ons land het weer eens ons 'n geskiedenis van mense wat doodmaak vir poste. Wie weet as jy in die pad staan tussen my en 'n pos, gaan jy dalk sterf. Mense betaal met hulle lewens hiervoor. So daar's groot kommer oor politieke geweld. Ons het nog altyd vrye en regverdige verkiesings gehad. Daar was sulke plekke gewees waar daar, jy weet, opstootjies was en oproer, maar dis nie soos ander lande in die wêreld wat, jy weet, 'n verkiesing word gesteel. En is dodelik. Maar ek moet vir julle sê, 5 mense wat oor een naweek vermoor word, al 5 van hulle, 2 van hulle is aktiviste van die MK-party en die ander 3 was wijkraadslede. Dit is skrikwekkend. As ek nou dink ons wijkraadslid, ons het, wanneer was dit, Sondag, weer eens sonder water gesit, sy daag op, sy kom staan daar, jy weet, sy is besig om 'n werk te doen, sy is besig om my as 'n inwoner te bedien. Sy is nie veronderstel om met haar lewe hiervoor te betaal nie. Dis eenvoudig nie aanvaarbaar nie. Hierdie is vreesaanjaend. Dit is regtig 'n groot rede tot kommer. En ons moet hierdie mense, die polisie met hulle jag, hulle moet hulle vind en hulle moet verhoor word. Verteenwoordigers, gekose verteenwoordigers is publieke figure, Ja. openbare figure, tot so 'n mate dat, soos jy sê, as daar iets fout is, dan gaan hulle daar waar die probleem is. Hulle is teenwoordig daar. Hierdie is nie mense wat kan wegkruip nie. Nee, as hulle wegkruip hier, doen hulle nie hulle werk nie. Presies, dis juist mense wat ons vra om ons daar te verteenwoordig. 100%. So die oomblik as maffias of onderdrukkende magte besluit maar hulle gaan tot aksie oorgaan, is ons demokrasie in gedrang. Die basiese fundamentele beginsels van ons demokrasie. Ek dink jy slaan die spyker op die kop. Dit gaan uiteindelik oor demokrasie en die beskerming van demokrasie. Dis jou verteenwoordiger, jy het jou kruise getrek agter wie. Miskien het jy vir iemand anders gestem as ek. Maar dis iemand wat verkies is. En dis wie ons moet beskerm. Ons moet hulle beskerm, dis ons verteenwoordigers. Korrek. Weet raadslede se huise word afgebrand. Dit mag nie gebeur in 'n demokrasie nie. Ons moet jaloers waak oor die beskerming van ons demokrasie. Of Hierdie dit is jou ons gekose mense. verteenwoordiger is of nie. Verseker. My kandidaat het nie gewen nie, maar dis nog steeds my kandidaat. Ja. Dis iemand wat my gemeenskap verteenwoordig. Ek dink wat kommerwekkend is, as mens kyk na albei die stories, is hoe gewelddadig ons samelewing is. En ek dink dis hartseer. Ek dink dis iets 'n groter ding wat aangespreek moet word, is hoe gewelddadig Suid-Afrikaners is. Ons praat nie meer met mekaar om probleme op te los nie. Ja. Ons haal 'n stok uit. Ja. Of vuurtjies en petrol. Dis eenvoudig nie aanvaarbaar nie. Ons mag dit nie duld nie. Ja. Christel, kom ons fokus op Palapala. Kom ons doen ja. Hier is nou heen en weer, né? Kyk, dit is die Palapala. Die komitee in die parlement, so die spreker het die naweek aangedui sy gaan nie die aansoek teenstaan. Sy gaan berus by die hof se besluit. President Ramaphosa vat hom hof toe om die verslag te laat hersien. Die komitee, die parlementêre komitee wat die werk moet doen, moet kyk of hy in 'n staat van beskuldiging moet wees, het gesê wel hulle gaan hof toe. So hulle sê daar's Makashila Ghana wat die voorsitter van die komitee is, sê daar is gebreke in die president se aansoek. So hy verwys onder meer na 3. Een daarvan is die konstitusionele hof het reeds die verslag na die komitee verwys. So om nou na 'n laer hof te gaan, selfs 'n Hooggeregshof, wat is nou die punt hiervan? Die hoogste hof het gesê dit moet na die komitee toe gaan en nou wil jy na 'n laer hof toe gaan. 'n Laer hof kan nie 'n besluit van die konstitusionele hof opskort nie. So dis een van die grootste kom ons sê regskapings wat hy sê. Ek dink die groter storie is die feit dat die speaker dit nie gaan doen nie en dat daar Toko Didiza, is sy nog stil, staan een kant apaties? Dit is wat ons nie wil hê nie. Jy weet, onthou met die staatskapingsjare was groot kritiek op die parlement gewees dat hulle aan die ander kant toe gekyk het. Die parlement het nie sy oorsigrol uitgeoefen soos wat hy moes nie. Ons kom weer terug, hier is die verteenwoordigers van die mense. Hulle het 'n verantwoordelikheid teenoor die mense. Is sy besig om haar verantwoordelikheid na te kom? Die DA onder andere het gesê, weet, die parlement verdien beter as 'n swak speaker. So ek weet nie of sy gaan dit met wat soos die Engelse sê, the path of least resistance. Die komitee het gesê nee. Weet, hulle gaan die aansoek teenstaan. Dankie tog. Maar hierdie kan jare uitgereik word. Ons praat al reeds van maande. Die spertyd vir klaarmaak is ver volgende jaar. Hierdie kan dit nog ewen langer uittrek. Maar ek wonder of dit nie maar ook 'n tegniek is. Jy weet, ons kom verby die verkiesing en dan volgende jaar is die ANC se leiersverkiesing. So kom ons kyk net hoe ver ons die blikkie in die pad kan afskop
Jacob Zuma het ons daarvan Ja. geleer. Hy's 'n meester. En ek dink dis eintlik maar op die einde van die dag waar ons gaan eindig is net tot Cyril se termyn eintlik tot 'n einde kom, dan gaan ons niks Dan verder sal gebeur maak die nie. komitee een of ander bevinding of aanbeveling, wat dan? Ja, presies. Wat gaan jy dan doen? Kristal, na maande se gerugte het Keir Starmer uiteindelik nou gaan ek's nou klaar. Dit is nou so, hy is op pad. Ja, hy het gister die aankondiging gedoen. Die Britse eerste minister. Dit was nogal 'n emosionele ding geweest. Ek gesien sy vrou se lip het gebewe. Hy was nogal emosioneel geweest, maar miskien jy weet dit is nou die einde van die pad vir hom en soos jy sê dit kom nou al maande. Gister het hy die aankondiging gedoen. So wat nou, daar begin nou 'n leierskapstryd. So die Brittanje is op pad na sy 7de minister in 10 jaar, eerste minister in 10 jaar. True. So dis is 'n revolving door in en Ja, ja. uit. Ja, nee, hulle hou nie baie lank nie. Kyk hier by ons in Afrika klou ons vir jare, daarso nie so baie nie. Vir die van ons wat nou nie die hele tyd nie dopgehou het nie, hoekom het hy nou uitgetree? Wel, dit was onder meer 'n aanstelling wat hy gedoen het, 'n omstrede aanstelling gewees. Jy sê as 'n ambassadeur na die FSA. Iemand maar dit was verskeie. So uiteindelik het hy die vertroue van sy party verloor. Ja. Selfs al het hulle 2 jaar gelede hulle het goed gewen. En 2 jaar in politiek is baie lank tyd. Dis merkwaardig. Ek bedoel, ons het ministers aangestel wat karre in hulle eie name registreer. Hy sê dit was so pokerface, dis merkwaardig. En hier is 'n prime minister wat op sy staan oor 'n aanstelling van 'n En ambassadeur. hy doen dit self. Dis ongelooflik. Hy Kan nie hy dink. gaan nie na 'n komitee toe en 'n interdik teen nee. Luister ek gaan nou net aan met hierdie storie. Wow. So daar gaan nou 'n leierskapstryd wees in die Arbeidersparty. So benoemings vir die nuwe leier begin op 9 Julie, dit eindig teen 16 Julie. En dan hoop hulle om wanneer die parlement weer in September sit, dan hulle is hierdie afgehandel. So Andy Burnham, hy is die burgemeester van Greater Manchester, Ja. dink ek. Hy lyk na die voorloper in hierdie leierskapstryd en verskeie ander senior politici wat moontlik ook in die stryd kon wees, het reeds hulle steun aan hom toegesê. So dit lyk amper asof hy bietjie van 'n shoe in is. Maar die wêreld se politiek is de mekaar. Ek dink dit wat jy gesê het is belangrik. Jy weet as dit op 'n ordelike wyse geskied, daai magsoorgang. Ja. Dan kan jy nou maar elke 2 jaar 'n nuwe eerste minister hê. Die Britse marke het amper alright gereageer. Dit is amper asof hulle alles wil kalm hou. Kyk, hulle kan ook nou nie meer vreemdelinge wees vir 'n nuwe eerste minister nie. So hulle het nie so baie skerp gereageer nie. Nee, en ek dink mense het dit gesien kom, daar was verskeie hoë Daar was waarskuwings, Jennifer, daar Ja, was daar was verskeie hoë ministers wat uitgetree het uit die kabinet uit om te gaan. Hulle wil nie meer onder Keir Starmer wees nie. Ja. Die nuwe naam wat genoem word, Burnham, is ook maar 'n bietjie omstrede. Daar's ook maar 'n bietjie geskiedenis van besluite wat hy geneem het. Ek sien van die ander partye het wel gesê indien daar 'n nuwe premier kom of eerste minister kom, verwag hulle vroeër verkiesings. Hulle wil graag hê daar moet verkiesings weer gebeur. So dit is ook iets wat Brittanje nogals gereeld doen om te gaan. Okay, jy kan nie net 'n nuwe leier. Kom ons gaan terug na die want in die onlangse polls sê die Arbeidsparty gestig nie. Ons is nie so vinnig op pad na verkiesings So dit gaan interessant wees om te sien wat daar gebeur. lekker politiek om dop te hou. Omtrent. Die lekker ding. Kom ons is eerlik, daar is lekker goed nog oor. Daar is. En dan een van die lekker goed is die feit dat 'n vat olie nou al bietjie minder kos as laas maand hierdie tyd. Inderdaad so. So ons wag nou vir die nuwe petrolprys, brandstofprys aankondiging. En die verwagting as jy kyk na die syfers van die sentrale energiefonds is dat dit gaan daal. Julle moet onthou ons met ons daai persentjie wat ons gekry het met die heffing wat verminder is. Erns gaan ons met teruggee, né? Wat? Ja, nee, die minister van Finansies soek sy pondvleis. En hy gaan vir hom begin terugkatrol. Ag, tog. Ja, maar in elk geval die verwagting as jy kyk na syfers is dat brandstofpryse gaan daal. So Brent olie het van $90 'n vat gegaan na $80. Ek sien ek wil sommer tegelykertyd na Dawie Rood verwys. Hy sê ja, ons kyk na die olieprys en dit gaan dalk daal, maar hierdie is ons gaan nog bietjie sukkel vir 'n hele paar maande. Ek sien hy sê 'n goeie prys volgens hom vir 'n vat olie is omtrent $65. En dit is wat ek reeds gesê het. Dawie sê ons gaan nou heffing moet begin verhaal, jy weet. So ons gaan nie so verskriklike afslag kry by petrolprys. Ek dink nie ons gaan so 'n verskriklike afslagprys kry nie. Wat hy ook sê is baie lande het hulle strategiese reserves gebruik. So hulle gaan daai reserves wat hulle moet hou, gaan hulle moet begin opvul. Ja. So lande gaan moet brandstof koop. Dit beteken die vraag styg, dit beteken die prys styg.
So ek dink nie ons is uit die moeilikheid uit nie. Ja. Hoopelik is ons in minder diep moeilikheid na 1 Julie. Ons is in Hormoesstraat. Ek bedoel Ons is daar, ja. Maar dit is mos altyd so 'n bietjie van 'n siklus, verstaan, niks gaan ooit vinnig op of vinnig af nie. Ek dink dis Nee, dit goed gaan baie vinnig op, Jennifer. want niks gaan vinnig af nie. Dit kom nie weer. En ek dink dis Ja. eintlik waar baie Suid-Afrikaners hoop, want selfs as mens kyk na kos, nê, die Lewenskoste. pryse, Vader van genade, dis duur op hierdie stadium. So mense hoop dat daai verligting nou maar vinniger gebeur. Kyk, ons het daar ons het 'n vreeslike argument met die kind gehad want hulle het gevra is iets 'n behoefte of is dit 'n noodsaaklikheid dink ek en toe is die antwoord jy kon kies en biltong is toe net hy gesê dis 'n noodsaaklikheid, dis nie 'n behoefte nie. Ek dink 90% van die En wêreld sal saamstem. Skrikkelike argument gehad en gesê ek sê vir hom weet jy wat kos biltong? En hy sê hy weet ja en dis hoekom hy sê dis 'n is dit 'n need. Ja. Ja. En hy sê toe nee, dis 'n biltong is 'n jy het dit nie nodig om te oorlewe nie. En die antwoord is nee, maar jy Jy het. het want dis kos. Want dis biltong. Hoor. En ek sê vir my kos. tee en ek sê maar weet julle wat kos biltong 'n kilo? Dis lekker, maar is nie nodig om te oorleef nie, maar elke sent werd. Nee, ja, ek hoor jou. Maar ja, eintlik wil Maar ek net brood sê is die ook- lewe is duur. Ja. Die lewe is so Die die lewe brood is is duur. duur. Ja. Ons Ja. moet brood hê, ons moet nie biltong hê nie. Yep. En 'n brood is ook duur. Christel, kom ons praat oor Amazon, want daar is nou, jy weet, 'n uitverkoping. Ja, daar is. Jy weet ek het mos nou 'n sakker vir 'n Ja? vir 'n special. Veral nou met die petrolprys, ja. Veral nou met dit. So Amazon is in Suid-Afrika met groot fanfare. So wat hulle praat van, hulle noem dit die Prime Day Sale. So dit is as jy in 'n ander land bly dan klaar blyklik ken jy hierdie goeders, maar dis nou die eerste een in Suid-Afrika. En hulle sê daar gaan vreeslik baie spesiale aanbiedinge wees. Nou wat vir my interessant is hiervan is ons het onder andere by Marula het ons die naweek 'n storie gehad oor mense wat kunsmatige intelligensie gebruik om pryse te vergelyk. Ja. So hulle wil nog nie KI gebruik om uit te check nie. Hulle vertrou nog nie daai tappery vir KI nie. Maar hulle gebruik wel KI om te kyk wat kos goed. Nou het ons nou almal ook nou al in die Black Friday stryk getrap. Jy weet as Sunlight Liquid R30 'n sakkie kos, dan is 3 vir 99 nie 'n bargain nie. Maak nie saak hoe groot die sterretjie daarop is nie. So wat hierdie sê is hulle my broadband sê hulle kyk na pryse en van dit is baie goeie pryse, maar jy moet weet wat goed kos vir jou om te weet of dit 'n goeie prys is. En verbruikers raak al hoe slimmer daarmee. Wat interessant was, hulle het onder andere gekyk na aflewering, né? So hulle sê een leser het 'n Bluetooth adapter vir sy kar bestel 11 uur en hy het dit om 14:35 het hy dit ontvang. Wow. Nee. Op Amazon. Dis nie 60/60 nie. Indrukwekkend. Baie indrukwekkend. Yes, jy kan skoor soek. Dis my werk. Christel, my vraag is nou vir jou. Verkoop Amazon koffie ook? Kan jy daar kyk Ek vir gaan ons alweer met die koffie. Ek wil net vir julle sê, vir almal wat bekommerd was en ek is seker daar was baie mense, is ek 'n special op my koffie gekry. Spaar blame dit. Nou, Kon nie 2 koop want dit is nog steeds baie duur. Die wêreld kan nou weer draai. Weet jy, dis jy dink soos 'n wenner. Baie dankie. Nee, ek het nou hier. Hoekom as ons nou met wenners praat in die wêreld, dan is daar 'n jong aardwolf wat gewen het. Ek dink met sy gat in die botter. Gat in die botter. Ja. Eers gat in die kanaal en toe in die botter. Ja. Is dit nie die heel mooiste storie nie? Ek gaan net vinnig met praat, want anders gaan die trane in my oë spring. So dis 'n klein aardwolf. Iemand was net so buite Appington op patrollie gewees, uit die kanale geïnspekteer en toe sien hy die klein aardwolf in een van die sluise. So mense dink aan 'n kanaal, ek dan nou praat namens myself, weet as hy iets sê. Maar hierdie kanaal is groot. Ek sien een vrou sê sy het self amper al in die moeilikheid beland, het een van haar honde uitgehaal. Die rande is so glad so hulle kan nie uitkom nie. So die arme wolf het waarskynlik gaan soek na water en hy daar beland en hulle het dadelik almal wat lewend beef ontbied en hy's verdoof en uit die kanaal gehad en hulle sê die water sou, ek dink dit was maandag wat hulle gesê het sou die kanaal weer oopgemaak word. So dan sou hy waarskynlik verdrink het. Hier's een sin wat hulle sê van die aardwolf wat gered is met sagte hande en groot harte is hy weer teruggesit waar hy hoort. Iewers onder die sterre stap hy nou weer vry, sterk en lewend rond. Een aardwolfie op 'n slag. Wat hulle sê is hulle is nie bedreig nie, maar hulle eet termiete, duisende in 'n nag. Hulle verwoes nie die termiet hoop soos 'n aardvark byvoorbeeld nie. So hulle bære, hulle beskerm hulle kosbron. Hulle vang nie wild nie, hulle vang nie vee nie. So hulle is net
hulle is die sweetste goed op bene. Ek hoop hy leef lank en gelukkig. Maar hy het 'n gesig wat net te maak kan lief hê, moet die mense eers. Ai nee. Ag Hy's nee, hy's oulik. pragtig. Luister, ek was so geïnspireerd vanoggend. Die kat het met 'n muis in die stors ingekom. En toe is ek so geïnspireerd deur die aardwolf dat ek hom in 'n boks gevang en vrygelaat het. Die muis, Die muis. die pes. Dit was 'n klein veldmuisie en hy het vir my gekyk soos die aardwolf. Ag, sjoe, Christel, En hy jy's gaan ook verder oulik. onder die sterre leef. Ek was geïnspireerd. Christel, baie dankie vir die inspirasie vanoggend. Julle is welkom. Dis Christel Cornelis en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.